Louis, sal jy asseblief die laptop se kanaal afsit? Dankie. Here God, ons wil vanoggend na U toe opkyk. Nie net omdat U ons God is nie, maar omdat U my Pa is. Omdat U elke een van ons wat U persoonlik ken, se Pa is. Nie 'n aardse Pa nie, 'n hemelse Pa. Aardse Pa is onvolmaak, selfs al is ons intensies hoe goed. Here, maar ons kyk op na U, ons hemelse Vader, wat ons lief het, wat vanoggend hier wil saam met ons kom tyd spandeer. Here, dis hoekom ons hier is, om saam met mekaar by U voete te sit en soos kinders te kom luister na die stories wat U vertel, die dinge wat U vir ons wil sê, sodat ons die lewe so bietjie beter kan verstaan in hierdie stikkende wêreld waarin ons lewens moet leef. Kom Here en praat met ons soos net U kan, Here. Ontmoet ons waar ook al ons is in ons lewe, wat ook al besig is om te gebeur in ons lewe. Heilige Gees, kom werk in ons harte en ons gedagtes, sodat ons oop en ontvanklik is vir dit wat U vandag wil deel. Dit bid ons Here in U naam. Amen. Baie dankie, ek kan maar sit. Right, so, vanoggend se boodskap het 'n interessante tema, en dit is jy 'n lamp, munte en skape of bokke. Nou dit klink soos load shedding, en dit klink of ons teruggegaan het in die tyd, en jy's op 'n plaas, en daar sit jy op hierdie plaas, en jy het 'n lamp, 'n olielamp, en jy het 'n paar munte, en daar skape en bokke, en jy moet besluit watter een is aandete en watter een is ontbyt. En elk geval, maar voor ons uitkom by hoe het ek gekom by vanoggend se tema, of hoe die Here my gebring by vanoggend se tema, is toe jy 'n kind was, en nou selfs die kinders wat hier om ons is, ek het nou met 'n pa en 'n ma gehoor wat dit, of 'n ouma wat dit met vir haar kleinkind sê, as jy vir 'n kind moet verduidelik, pa gaan vir 'n week weg, of jy gaan by ouma kuier vir 2 weke, of wat ook al, 'n kind verstaan nie die konsep van, soos in die Engelse sal sê 'n fortnight, 14 dae, of 'n kind sukkel om te verstaan 14 maal 24 uur, die konsep is vir hulle te moeilik. 'n Klein kind verstaan slaapies, nee? Ons het soveel slaapies as jy by ouma, soveel slaapies dan is dit Kersfees, soveel slaapies dan kom die tannemeis vir jou kuier, soveel slaapies dan skryf jy eksamen, nee? En ons gebruik vereenvoudigde terme of gelykenisse of beeldspraak om iets groots te verduidelik, en dis presies wat God gedoen het in die Bybel. Kom God en hy probeer en hy gebruik gelykenisse sodat hy vir my en vir jou kan verduidelik iets wat ons brein te klein is om te snap. Want sien, kom ons begin by die heel begin. God, voor die skepping. God verstaan nie tyd en ruimte. Nou, ek weet nie of ek en jy die konsep ooit met ons breine sal snap nie, maar stel jouself voor dat tyd is 'n sirkel, nie 'n lyn nie. Al die tye is dieselfde tyd. Vandag, gister, môre, jy's oral en jy is oral gelyk. Jy kan dit nie dink nie, want as ouers, as pa van my kinders, wil ek graag die heeltyd daar wees om hulle te beskerm. As hulle in 'n kar ry, wil ek saam met hulle in die kar wees. Inteendeel, as ek kies, wil ek self bestuur, want ek het so 'n bietjie meer ervaring, en ek vertrou myself, en ek wil hulle veilig hou, en ek kan seker maak hulle is vasgemaak. Maar God is oral en altyd. En ons breine sukkel om dit te snap. As ouers wil ek oral en altyd wees vir die mense wat ek lief het, maar God is letterlik oral en altyd. Daarom kan hy 'n klomp gebede gelyk hoor. 'n klomp gebede wat gelyk gebid word, kan hy gelyk hoor, want hy's God. So God kom en hy sê, maar hy wil vir my en vir jou iets vertel van hoe God dink en hoe God werk. En die enigste manier wat hy dit kan doen, is op menslike maniere. Ek weet, ek het 'n paar van julle geskok met die oujaarsdiens, toe ek vir jou gesê het, God is nie 'n man of 'n vrou nie, hoewel God ons as mense gemaak het, en die diere gemaak het as man en vrou, weet ons, God is net. Die Bybel praat van God het hande en voete, maar ons weet nie. Dis menslike taal om God te beskryf, sodat hy vir ons, vir my en vir jou op 'n manier begryplik word.
Maar God is groter as dit alles. So, toe Jesus op aarde gekom het, het hy in Markus 1 vers 13, 15 rond, glo ons, dink ons, was sy eerste preek, en sy eerste preek was 2 sinne. Die eerste sin het gesê, bekeer jou, opdrag. Die tweede helfte van die sin, of die tweede sin, afhangende van hoe jy Afrikaans verstaan, en hoe spesifiek jy is met die Afrikaanse taal, is die rede vir hoekom hy dit sê, want die koninkryk van God het naby gekom. So Jesus kom en hy sê, toe ek op hierdie aarde gebore is, toe het God gekom en hy het gesê, maar sy koninkryk het naby gekom. En ek is die prins, my pa is die koning, ek is die prins, en ek gaan vir julle verduidelik, hoe werk God se koninkryk, maar nie God se koninkryk in die hemel nie, want God se koninkryk in die hemel het nie siekte en hartseer en tekort en dood en pyn en wat ook al en bedrog en al daai goed nie, maar hoe gaan dit lyk as God se koninkryk hier op aarde begin gestalte kry, begin dat 'n mens dit kan sien met jou oë en jou ore, en hoe gaan ons dit sien? Deur God se mense wat in verhouding met God leef. Want sien, Jesus se gelykenisse begin met die woorde, bekeer jou. Met ander woorde, kies wie jy volg as God. Want jy as mens, so slim soos jy dink soos jy is, so goed soos jy dink soos jy is, jy is feilbaar, jy gaan doodgaan. Ek en jy moet kies. Gaan ek leef vir myself, of gaan ek God aanvaar? En dan kom Jesus en hy sê die ding van bekeer jou. Draai na my toe, draai na God toe, of hou aan. Maar elkeen van daai paadjies het 'n einde. Daar's nie 'n pad in die middel nie. Elkeen van daai paaie het 'n einde. En hy sê, en dan, dis nie hoekom jy my moet kies nie. Jy moet nie my kies sodat jy kan hemel toe gaan, of sodat jy nie wil hel toe gaan nie. Jy kies my, want ek het jou gemaak. Ek het jou lief. Ek weet wat die beste vir jou is, sê die Here. En as jy daai verhouding kies, dan is dit soos enige verhouding op aarde. Daar's mense in Dynamis wat se verhouding ek sukkel om te verstaan. Nee. Hulle trou, en dan is hulle idee van pret is om met vakansie te gaan met 'n motorfiets en fietsse en helmets en allerlei goeders, dan kom hulle daar aan die kant, dan park hulle daai kar, dan ry hulle fiets in 'n mond, die sand tussen die tande, en hulle gaan klim 'n berg, en hulle gaan hardloop 'n maraton. Dan dink ek, dis mos nie vakansie nie. So ek en Shamaine see toe ry, en ek sien hierdie mense wat met hulle fietsse see toe gaan, dan sê ek, hierdie mense vat werk saam. Nie hulle. Maar ons mense, daar's couples wat dis hulle ding. Dis hulle verhouding se interne reëls. Ons getroud want ons is aktief saam. My vrou en ek het baie maklike, eenvoudige interne reëls. Ons verhouding is gebou op ja die Here, maar in terme van praktiese ontspanning, koffie en 'n goeie movie. Dan jy het ons 'n koppie koffie en 'n lekker movie en ons is happy. Dis nie dit. En as jy nie koffie drink nie, ja nie van 'n movie nie, dan kan jy jou berg gaan klim en jou saak gaan doen. En presies so kom die Here en hy sê, maar as jy 'n verhouding is met my, en ek het 'n verhouding met jou, dan is daar hierdie interne goedjies wat ons net oor moet praat. En dan kom hy in Matteus 25, en hoekom lees ons vanoggend Matteus 25? Want ons is besig om die Nuwe Testament deur te lees sedert die begin van Desember. Een hoofstuk op 'n slag op weksdae, en as jy een hoofstuk op 'n slag van die Nuwe Testament lees per weksdag, dan lees jy die Bybel presies in 'n jaar deur. So dis waarmee ons besig is. So die afgelope week het ons Matteus 20 tot 25 gelees, en ek het julle beloof, ek sal my preek kry uit die hoofstukke wat ons lees vir daai week, en as jy saam met ons dit wil volg, kry 'n kalender, die hoofstukke waar ons trek is op die kalender, maar jy kan 'n kalender sommer net vat as jy wil ook. Maar in elk geval, in Matteus 25 is daar 3 gelykenisse. Ek praat te veel. In Matteus 25 is daar 3 gelykenisse. Nou, jy kan jou Bybel daar oopmaak. En jy moes dit, as jy saam met ons dit lees en volg, dan was hierdie jou hoofstuk vir Vrydag. So ek kan jou Bybel daar oopmaak, my dosent op universiteit het altyd gesê, Johan, as jy nie baie het om te sê in 'n preek nie, lees baie.
Want sien, jy kan nie 'n fout maak met as jy die Bybel lees nie. Want as jy die Bybel lees, dan is dit letterlik God wat praat. As jy nie baie het om te sê nie. Nou ek het nie baie om te sê nie, maar as ek alles lees wat ek volgende oor wil praat, gaan ons baie lank besig wees soos die charismate, 2 ure. En Afrikaanse mense hou nie daarvan. En Afrikaanse mense na so 40 minute dan begin hulle kyk of hulle horlosies nog werk. So ek wil nie dit doen nie. So ek gaan eers met jou praat oor die eerste 13 verse van Matteus. Jy kan dit self gaan lees. Ek gaan dit vir jou opsom. Dit werk so. Jesus vertel 'n gelykenis van hoe sy koninkryk werk. Hy sê die koninkryk van God is soos 10 meisies wat wag vir die bruidegom om te kom. En elkeen het hulle olielampie. En 5 het ekstra olie en 5 het nie ekstra olie. En dan vat die bruidegom 'n bietjie lank om te kom. Julle hoor my reg, die bruidegom, die man vat lank om te kom. Nie die vrou nie. Ek gaan nou net vir julle verduidelik hoekom dit so werk. Maar in elk geval, en dan vat hy 'n bietjie lank en dan kom hierdie 5 wat se lampies nie, wat nie ekstra olie het nie, sal olie laat op en dan sê hulle, maar vra hulle vir die ander, hoorie, kan ons van julle olie kry? Dan sê hulle nee, want net nou het ons nie genoeg nie. Dan sit hulle af winkels toe en soos goeie vrouens wat winkels toe gaan, vat hulle 'n bietjie lank en terwyl hulle weg is, dan kom die bruidegom en hulle mis die troue. En dan kom hulle by die venue aan, dan sê hulle, maar ons is ook genooi, en dan sê die bruidegom, sorry, die deur is toe. Nou, Jesus vertel gelykenisse, en 'n gelykenis moet jy nie te veel uit mekaar uittrek nie. Want in 'n gelykenis is daar 1 punt van vergelyking. En die punchline van hierdie een is jy gereed? Maar ek gaan jou nou vertel hoe ek daar gekom. Want as jy hierdie gelykenis net so lees, en jy sê God se koninkryk is soos 10 meisies, dan kom jy en jy sê, okay, so daar's geen mans in die hemel. Nee? Dis nie die punt van vergelyking. Van die volgende gelykenis is net mans. Nee? En dan gaan jy vir my sê, maar daar's die vrouens in die hemel. En een gaan, nou, skaap en bok, en dan gaan jy vir my sê, gaan my hond in die hemel wees. Nee, dis nie die punt van vergelyking. 'n Gelykenis is 'n punt van vergelyking. So, in die Joodse tradisie, anders as vandag. Vandag wag ons vir die bruid. En as sy opdaag, dan begin die troue. In die Joodse tradisie, die troue begin as die man opdaag. En die troue was nie gereël vir 'n spesifieke dag of datum nie. Daar was 'n algemene tyd en 'n venue. En almal het gesit en wag vir die trou, as die bruidegom gereed is en alles is in plek, dan het hy gesê, right, nou wou ons trou. En dan het hy daar by die vrou se huis verby gegaan en hy het vir haar gesê, right, jy 10 minute om aangetrek te wees of jy mis die bus, nê? En dan gaan hulle trou venue toe. Nê? Dis hoe dit gewerk het. En die Here kom en hy sê, God se koninkryk en Jesus wat ons weer kom haal, werk so. Dis mense op aarde wat met God leef en in 'n verhouding met hom is, want die bruid en die bruidegom het mekaar lief, en dis hoekom sy en haar bruidsmeisies vir die bruidegom wag, want sy het hom lief en sy is opgewonde en sy kan nie wag om hom van aangesig tot aangesig te sien en met hom te trou en om die res van haar lewe te sien. En so is ons as gelowiges leef hier op aarde en met die verwagting dat Jesus terugkom en dat hy my gaan kom haal, of dit nou is met die dood en of hy gaan kom terwyl ek nog lewe, ek weet nie. Dan kom haal hy my en ek moet gereed wees. So Jesus se eerste punt met hierdie eerste storie is, God het sy seun aarde toe gestuur, sy seun is weg en God se koninkryk werk so dat ek en jy op aarde gereed moet wees. Eerste storie, eerste punt van vergelyking. Dan gaan die ding verder en dan is dit die storie van die munte. Nou hier gaan ek 'n klein bietjie tyd spandeer, want tussen die Grieks en die Afrikaans het daar so 'n bietjie iets verlore gegaan. Dis die storie van die munte. Jesus sê, God se koninkryk is soos 'n man wat 3 mense het wat vir hom werk. Nou in die Bybel word die woord slawe gebruik. Maar ons leef in 'n wêreld waar 'n slaaf 'n baie negatiewe konsep is. So ek verkies die konsep van dienaars of werknemers, né? Hy roep 3 mense wat vir hom werk en hy sê vir hom, Franco, hier's vir jou 1 muntstuk. Né? Ek gaan weg op 'n trip. En as ek terugkom wil ek kyk wat het jy daarmee gemaak. Oom Daan, hier's vir jou 2 muntstukke. Ek gaan weg, en as ek terugkom wil ek kyk wat het jy met my 2 muntstukke gemaak. En dan sê hy, broers, hier's vir jou 5 muntstukke. Ek gaan weg en as ek terugkom, dan wil ek kyk wat het jy daarmee gemaak. En dan dink ons almal, dis 'n belaglike storie. Wat is die grootste munt wat jy in jou beursie kan hê? R5. Nou Franco, wat kan jy doen met R5? En as ons terugkom, dan wil ek kyk hoeveel geld het jy gemaak. Jy kan eers 'n brood gaan koop en hom opsny en broodjies verkoop,
en geld maak uit die broodjies uit. So, dis die punt. Nou in elk geval, kom ons vertel net gou die storie klaar. So, dan gaan hierdie ou weg, en hy kom terug, en hy sê vir die ou met die 5 muntstukke, hy begin by die 5, hy sê met die ou met die 5, wat het jy gemaak? Dan sê die ou, ek het die 15 gemaak, dan sê die baas, jy's amazing, en dan kom hy by die ou met die 2 muntstukke, dan sê hy, wat het jy daarmee gemaak? Dan sê hy, ek het die 2 gevat en ek het 4 gemaak, en dan sê die baas vir hom, presies wat hy vir die eerste ou gesê het, jy's amazing, hy sê nie die eerste ou is beter of die tweede ou is beter nie, hy gee vir hulle presies dieselfde feedback. Nee, en dan kom die derde ou en dan sê hy nog iets wat ons nie verstaan nie, met sy 1 muntstuk. En hy sê, ek was bang en ek het dit begrawe, want ek weet jy's 'n baie moeilike, harde baas, en ek was bang, ek verloor die geld, so ek het dit net gaan wegsteek, en hier is dit, dan sê die baas, jou dom werker. Nee, as jy dit net in die bank gesit het, sou dit rente verdien het. Maar nou het jy niks daarmee gedoen nie. Nee. En dan dink ons, okay, as ek R5 in die bank sit, Andrei, as ek vir jou R5 gee en ek sê, gaan maak 'n bankrekening oop. Hoeveel gaan oorbly? Net mooi niks, jy kan nie eers die bankrekening oopmaak nie. Die minimum saldo dink ek is nou R100 of R50 of wat ook al die nuwe minimum saldo is vir 'n bankrekening. Of jy kan online 'n bankrekening oopmaak, deesdae met Capitec dink ek. Maar hulle sê ook vir jou, hoor jy moet vinnig geldjies hier insit, want R5 is nie eers eerste maand se transaksie vir jy nie. Jy kan nie eers swipe by Spar vir R5 dink ek. So, nou wil ek jou iets vertel. In die oorspronklike Grieks is die woord munte, nie dis 'n talent. En 1 munt was 1 talent. En 1 talent, kan julle daar mooi lees, 1 talent is 34 kg goud, volgens sommige navorsing. Nou daar's ouens wat verskil, maar net vir 'n punt van vergelyking. 1 talent was 34 kg goud. Nou 34 kg goud het ek Vrydag gegoogel, teen Vrydag se goudprys. 34 kg goud, 24 karaat goud is 78 miljoen rand. OK. So maar, Franco, ek gee vir jou 34 kg goud. Ek gee jou 78 miljoen rand. Dan sê ek vir jou, as ek terugkom van my trip af, wil ek sien of jy my geld ook goed aangewend het. Kan jy iets doen met 78 miljoen? Jy kan 'n paar broodjies koop en goedjies gaan verkoop en dinge doen en whatever. Om dan 2 keer 78 miljoen. Hoeveel trekkers is dit om dan? Hoeveel trekkers kan oom aankoop en verkoop met 2 keer 78 miljoen? 2 keer 78 miljoen is 156 miljoen. Dit staan daar. 5 keer 78 miljoen, broers. Hoeveel besighede kan jy koop met 390 miljoen? Jy kan nou nie Tesla gaan koop nie, maar jy kan dan 'n paar KFC's daarmee oopmaak. Of 'n McDonald's of 2. Of 5 of 20. Nee? Verstaan jy nou die waarde? Hoekom het hy vir die ou gesê met die 1 muntstuk, die 1,34 kg goud, 1 talent, as jy dit in die bank gesit het, kon ek daarom rente getrek het. 78 miljoen rand se rente is meer as baie mense se salaris. Dis 'n klomp geld. Maar nou is die vraag, hoekom kom die baas en hy sê vir die ou wat 390 miljoen verdubbel het en vir die ou wat 156 miljoen verdubbel het, hoekom sê hy vir albei, jy's amazing? Ek sou vir die ou wat die 390 verdubbel het gesê, jy's seriously amazing, en vir die ou wat die sê 156 verdubbel het gesê, jy's nogal alright. Maar ek sou nie vir hulle dieselfde gesê het nie, want daar's 'n moviese verskil tussen die twee. En met wiskunde weet ek nie of dit so lekker werk nie, maar ek het nie goed gedoen met wiskunde op skool nie, maar verstaan die punt. Hoekom? Want in God se koninkryk gaan dit nie oor hoeveel het ek by God ontvang nie, maar of ek 100% daarmee getrou is. Dis waaroor dit gaan. Daarom is 1 wat 2 word, of 2 wat 4 word, of 5 wat 10 word, of 10 wat 20 word. Wat ook al God jou mee toevertrou in hierdie wêreld, dis wat Jesus probeer sê. God kom en hy gee vir elkeen van sy kind, in Afrikaans werk dit mooi, gee hy talente, gawes. Goed wat jy kan doen, wat jou uniek en spesiaal maak. En God kom en hy sê, gebruik jy dit. Nie net vir jouself nie, maar
wat was die opsomming van die wet volgens Jesus? Om te wys jy het God lief en jy het mense lief. Om die wêreld 'n beter plek te maak. Om God te laat glimlag. Dis wat ons oujaarsdiens wat gesê, aan die einde van hierdie jaar wil ons kyk of God 'n lag emoji of 'n huil emoji oor ons lewe sit. Dit maak nie saak. Party kinders, nee, het julle al gesien, dan gaan jy na prysuitdeling toe, ek kan 'n naam noem, maar ek gaan nie. Nee, ek het dit my altyd so gepla, dan is my kinders in die skool, en dan is daar hierdie een kind in daai graad, nee. Dan is dit prysuitdeling. Dan as hy op die verhoog gaan, en ek kan al klaar vir julle gesê, in my een kind se geval was dit 'n seun, dan gaan hy op die verhoog, dan is daar voor die verhoog is daar 'n krat. Dan gee hulle vir die kind die krat, soos hy oploop. En dan sê hulle vir hom, right, staan. Beste in wiskunde, beste in Afrikaans, beste in Engels, beste met verspoeg, en hoogspring, en vinnig hardloop, en golf speel, en dan later dan sê hy, oh, sorry, nog 'n krat. Nee. En dan kom daar 'n ander kind verby. Beste vordering in wiskunde. Hy het nog steeds 55 gekry, maar ten minste het hy 5% gegroei hierdie jaar. Nee, ek was daai beste vordering in wiskunde. Nee. Ek het laat opgedaag vir my natuur- en skeikunde vraestel in matriek. Ek dink ek kry die tweede sessie toe, dag op vir die tweede sessie toe, die vraestel die eerste sessie. Dit was chaos. Nee, dis die tipe matriek wat ek was. Nie so lekker. Nee. So die Here kom en hy sê, dit maak nie saak of jy daai kind is wat beste vordering in wiskunde het en of jy daai krat het nie. Spider-Man sê mos with great power comes great responsibility, nee. Daai met die baie krat, met die baie goed in sy krat. Die Here gaan lank met hom gesels oor wat het hy met al sy gawes en talente gemaak. Met my gaan hy net sê, okay, jy het nie wiskunde gedoen nie, nee. Jy het nie wiskunde gedoen vir nee, Here, ek het nie wiskunde gedoen vir 'n lewe nie. Ek het gepraat vir 'n lewe. God sê sy koninkryk is soos iemand wat munte vir jou gee, talente. En hy sê vir jou, wat maak jy daarmee? En dis God wat dit vir jou gee en hy sê, what are you doing with your life? Wat doen jy met wat jy nou in jou hande het? En ek het die voorbeeld gebruik en ek gaan dit weer gebruik. Ergens hier ook Kersfees het ek dit gebruik. Wat doen jy met wat jy in jou hand het? Party mense is oud en is afgetree en al wat in sy hand oor het is 'n selfoon. En hulle kan dit gebruik op een van twee maniere. Of hulle kan vir iemand boodskappe stuur en vir mense bid en vir hulle sê hulle bid vir hulle. Of hulle kan net nice video's kyk en moan oor hulle kinders wat hulle nie bel nie. Watter een maak 'n verskil vir die Here met dit wat hulle in hulle hand het? Die Here kom en hy sê, wat het jy in jou hand? Hoeveel jare is op jou klok? Want dis ook iets wat in jou hand is. Hoeveel gawes het jy? Hoeveel talente het jy? Is jy 100% getrou? Nou gaan hy verder. Hy sê, die koninkryk van God is so skape en bokke. Nou ek weet nie, hoekom het die Here besluit 'n bok is 'n slegte ding en 'n skaap is 'n nice ding nie. En ek weet daar's 'n grappie van wat is die verskil tussen een soort bok en 'n ander bok en die bokse, die verskil tussen die twee bokke is wie se baas. Dis 'n baie lelike grappie en is totaal rassisties en moenie dit vertel nie, sê die bad. Nee, maar ek weet nie hoekom die Here besluit in stories dat 'n bok is 'n slegte ding en 'n skaap is 'n goeie ding nie. Ek weet nie, ek kan nie dink dat ek al bokvleis geëet het nie of bokmelk gedrink het nie. Ek weet skaapvleis is lekker. Ek sou skaap gekies het net omdat 'n skaap buite in die veld verskriklik duur is. Dis baie lekker. In elk geval, ek dwaal, maar die punt is in hierdie storie kom die Here en hy sê die koninkryk van Jesus is soos skape en bokke. En die skape en die bokke word van mekaar geskei en die skape gaan saam met Jesus want hy is die herder en lees ons op ander plekke en die bokke, hulle met hulle horings gaan na die ou toe met die horings en 3 tand virk en daar gat hulle. Nee, okay, so dis die storie. Maar dan gaan Jesus verder. En hy sê, hoe lyk 'n skaap en hoe lyk 'n bok? En ek en jy sal sê, dis een met die horings en die ander een sê, nee, en hy het vol. Jesus sê, wow, die punt van vergelyking verander so bietjie. Ek was nie tronk, en jy het my kos gegee. Jy het my besoek. Ek was honger, jy het my kos gegee, ek was nie tronk, jy het my besoek.
ek was siek, jy het my kom versorg, bla bla bla. Hy gebruik al hierdie beelde van mense wat sukkel en wat hartseer en swaar kry, en dan sê hy, die skape, kan 'n skaap vir jou kom kuier in die tronk? Hy kan, maar dit sal 'n bietjie weird wees. Kan 'n skaap vir jou versorg as jy siek is? Ja, hy kan jou wonde lek, maar dit sal nie baie higiënies wees nie. Verstaan julle? Maar die Here kom en hy sê, hoe lyk iemand wat God volg? Skapies. Nee, hy sê, dis iemand wat omgee, wat lief is, wat daar is, wat, en dan sê kom ek vergelyk en sê, maar Here, waar moes ons vir U omgegee het? En dan sê hy, vir elke een van hierdie minstes, daai op die straat wat 'n bietjie sleg ry, daai kassier by die winkel wat jou goed oplei, of daai waiter wat jou kos vir jou bring, wat jy sien, sy skoene is 'n bietjie stikkend, en jy sê, maar jy kry maar sy salaris. Hoekom het ek nou nog tip ook? Bring net my kos. Werk nie so. God sê sy koninkryk is vol van mense wat hartseer en seer kry en alleen raak sien en iets daaraan doen. So die Here kom en hy sê vanoggend vir my en vir jou dat hy begin en hy vra hierdie vraag. Is jy op pad na my koninkryk toe in die hemel waar alles goed en mooi en great is? Hoe is jy daar? Hoe weet jy is op pad soontoe? Jy het 'n persoonlike verhouding met my. Ek wat jou gemaak het, ek wat jou lief het. En as jy 'n persoonlike verhouding het met my, dan leef jy beter as ander mense. Dan leef jy nie die wêreld se standaard nie. Die wêreld se standaard is goedkoop en is baie selfsugtig. 'n Kind van God leef met verwagting dat God op pad is en daarom is my lewe anders en dis beter. 'n Kind van God vat sy talente, sy gawes, sy stukkie goud wat die Here vir hom gee. En hy sê, dis nie myne nie. Ek moet dit gebruik ter wille van God en ter wille van ander, want ek is aanspreeklik daaroor. Ek is accountable. En die rekening gaan gebalanseer word. 'n Kind van God wat God se koninkryk laat kom op hierdie aarde, is eerder 'n skaap as 'n bok, want 'n bok leef vir homself en hy kuier nie vir iemand wat in die tronk is nie, en as iemand anders siek is, dan sê hy foei tog, maar as hy siek is, dan kry hy homself jammer. Nee, 'n skaap is iemand wat sê, al is my bene bietjie seer, ek sal omgee vir iemand wat se hart seer is. Al is die grasies hier by my 'n bietjie min, ek sal iemand anders van my bietjie gras gee, sodat ons albei kan gras hê. Wat wil God vandag vir my en vir jou kom vra? 3 goed. Is jy gereed vir as hy kom? Eerste storie. Gebruik jy jou gawes en talente en is jy aanspreeklik daaroor? En nommer 3. Wat wys jou lewe? Is jy 'n skaap? Of is jy 'n bok? Dan skielik onthou ek 'n spreekwoord oor mans as bokke en sien, ons wil nie 'n bok wees, ons wil 'n skaap wees. En dis wat die Here vir jou wil kom sê met Matteus 25 vandag, met 3 prentjies, 3 stories. Soos God die Vader wat afbuig en vir jou sê, hoeveel slaapies tot dit weer Kersfees is? Hoeveel slaapies tot dit weer Kersfees is? 361, nee, 361 slaapies. Kom God en hy kom sê vir jou, my kind, jy verstaan nie die hemel, maar hier's 3 stories. Kom ek verduidelik vir jou, hoe lyk die hemel? As almal, hoe kan die hemel op die aarde begin leef en lyk? Dis as jy anders begin lewe en lyk. Mag die Here my en jou help, dat ons gereed sal wees. Nommer 2, dat ons gawes sal gebruik, soveel of so min soos ons het, almal 100%. En nommer 3, dat ons lewens sal wys, ons het liefde vir God en liefde vir ander, ons gee om, en ons reik uit, eerder as wat ons vir onsself leef, want God is daai persoon wat siek is en bedel. As ons hulle help, dan help ons God self, sê sy woord. Dankie dat jy saam met my deur Matteus 25 gejourney het vandag. Mag die Here jou seën en jou challenge. Amen. Kom ons bid saam. Yes. Ja. 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 Rihanna sê, toe sy vanoggend inry,
toe was daar 'n man besig om ons pad reg te maak. Dis een van ons bierbesighede, wat ons pad met ons deel, iemand wat vir hulle werk, wat die pad reg maak. Toe ek hier gekom het, ek wil julle eintlik die storie vertel, toe was, ek dink hy was seker in die badkamer, want toe is dit net sulke groot klippe. Toe sê ek vir ons arbeid wat saam met my gery het, ek sê vir hom, Winter, haal daai groot klippe uit die pad uit, want dit gaan iemand se wiele seermaak. En hy kom toe hier deur die deur, die man wat die pad reg gemaak het in die badkamer was, hy sê, hoekom het julle my groot klippe weggevat? En ek sê, want dit sal iemand se bande seermaak. Hy sê, maar ek het eers die groot klippe geplak, en dan gaan ek die los grond daarop sit, sodat die mense wat vanoggend kerk toe kom, nie deur daai groot gat hoef te ry. Nou sê jy vir my, wie was in die kerk volgens? Want sien, kerk is nie hierdie nie. Hierdie is net 'n diens. Kerk is God se mense wat God se werk doen. Kerk is dit wat hierdie stories vertel het volgens. Want daai man moet daar by daai petrolpomp staan. Dit is sy werk. En hy kan sien hoe ek en jy inkom kerk. En hy sê, ek gaan net een van die gate in die pad so bietjie beter maak. Dankie Rihanna vir daai reminder. Nou, amen, kom ons bid saam. Here God, baie dankie. Dankie dat U afbuig en U grootheid vir ons kom begryplik maak met stories. Here, want ons is U kinders. Ons kan nie verstaan die groote onbegryplikheid van die God wat ons aanbid. Nooit ooit. Here, U sê U is so groot dat U die aarde gebruik vir 'n voetbank. En selfs dit is net 'n prentjie. U is so groot, Here, dat U sterre in U hand vashou en hulle op hulle plek neersit, sê die Bybel. Nou of dit regtig so is of dit nie so is nie, dit is 'n beeld wat vir ons iets probeer sê van U almag, U grootheid. Here, en U, die groot God, het op 'n stadium gekies om die Seun te stuur om vir ons te wys wie God is, wat liefde is. En Jesus, toe U op aarde was, het U ons vertel hoe werk U koninkryk. Dankie daarvoor, sodat ons iets kan verstaan en mag ons iets daarvan leef in hierdie wêreld. Mag ons gereed wees, mag ons talente gebruik, ons gawes, ook die geld wat ons het in ons beursies, alles tot ons beskikking, 100%, tot God se eer en tot hulp van ander. En Here, mag ons skape wees, wat omgee vir die in hospitale, en wat hartseer is, en enkel is, en wat ook, die wat U liefde nodig het, fisies of materieel, of emosioneel. En nou, Here, wil ons wat U lief het, vir U kom dankie sê, dat U vir ons sorg. U kom en U sê ook, U koninkryk werk so, dat God, U gee vir ons werk, U gee vir ons dit wat ons doen, per elke dag werk, 'n besigheid, 'n vorm van inkomste. U sê, U gee dit vir ons. U help ons daarmee. En hy dankbaarheid met ons vir U tiende teruggee, sodat U koninkryk kan groei, sodat U werk op aarde kan gebeur. Here, ons kom en ons gee ons tiende, want U gee vir ons die ander 90% om op te leef. Ons kom gee dit met dankbaarheid, Here, want U is vir ons goed. Kom ontvang dit, Here. Ons gee dit vir U met blymoedigheid. Amen. Right, jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes, die God wat jou lief het, wat jou eerste lief gehad het, wat jou lief gehad het voor jou pa en jou ma nog jou naam geken het, geweet het jy gaan bestaan. Daardie God wil jou kom seën vir die nuwe jaar. Hy wil sy seën oor jou uitspreek en ek wil dit namens hom doen. Maar moenie my hoor nie, dis God wat hierdie beloftes aan jou maak en sê dit is jy in verhouding met hom leef, as jy hom het as Vader en as verlosser en as vriend. Stap hy saam met jou hierdie jaar en hy sê vir jou, ek, die Here jou God, sal jou seën in die nuwe jaar. Met onwrikbare geloof wat jou stappe gaan lei. Ek, jou God, sal jou pad verlig en jou hart met hoop en krag vul, dwars deur die jaar wat voorlê. Ek, jou God, sal jou en joune met liefde en geluk tussen al die hartseer en tussen al die seerkry wat die lewe jou mee gooi, sal ek, die Here, jou met liefde en geluk oorlaai. Amen.